Hallo almal. Vandag gesels ons oor iets wat ons almal elke dag gebruik, dikwels sonder dat ons eers daaroor dink: afronding. Al lyk dit dalk eenvoudig, is dit 'n ongelooflike kragtige stukkie wiskunde wat ons lewens soveel makliker maak. Kom ons spring weg en kyk presies hoe dit werk. Goed, kom ons begin by die begin. Die mees logiese vraag is seker, hoekom doen ons dit enigsins? Hoekom is dit nodig om getalle af te rond? Dink bietjie hieroor na. Party getalle, veral die wat ons in die wetenskap of in die natuur kry, is net, wel, hulle is te lank en ingewikkeld vir alledaagse gebruik. Kyk net na pi as 'n voorbeeld. Die syfers na die komma gaan letterlik vir ewig aan, sonder enige herhalende patroon. Stel jou nou voor jy moet met dit in jou kop of selfs op 'n sakrekenaar werk vir 'n eenvoudige berekening. Dis heeltemal onprakties. En dis presies waar afronding inkom om die dag te red. Soos ons bronteks dit stel, is afronding eintlik maar net die vinnigste manier om 'n getal te benader. Ons verander dit in 'n eenvoudiger, meer bruikbare weergawe wat steeds naby genoeg is aan die oorspronklike waarde. So, dit bring ons by die hart van die saak. Daar is een baie eenvoudige reël wat alles beheer. En dit kom alles neer op een vraag: rond ons boontoe of rond ons ondertoe af? En hier is daardie goue reël. Jy kyk altyd na die syfer direk regs van die plek waarheen jy wil afrond. As daai syfer 'n 4 of minder is, dan los jy die vorige syfer presies soos hy is. Maar as daai syfer 'n 5 of meer is, dan stoot jy die vorige syfer met 1 op. Nou die wonderlike ding van hierdie reël is dat dit deel is van 'n baie maklike herhaalbare proses. Kom ons breek daai proses gou in 3 eenvoudige stappies af. Goed, hier is die plan wat jy elke liewe keer kan volg. Eerstens, kry die plek tot waar jy wil afrond en trek 'n denkbeeldige streepie net daarna. Tweedens, kyk net na daai heel eerste syfer na die streep. Ons noem dit die beslissende syfer. En derdens, pas ons reël toe op grond van daardie syfer. Reg, genoeg van die teorie. Kom ons kyk hoe dit in die praktyk werk met 'n paar voorbeelde sommer direk uit die handboek. Ons begin met 'n lekker eenvoudige geval. Ons het hierdie repeterende desimaal en die opdrag is om dit af te rond tot 3 desimale plekke. Stap 1. Ons plaas ons merker na die 3de desimale plek. Dis presies wat die vraag vra. Ons fokus is nou net op die syfer wat direk na daardie streepie kom. Stap 2. Die beslissende syfer hier is 'n 1. Nou, wat sê ons reël? Want 'n 1 is minder as 5, beteken dit die syfer voor die streep bly onveranderd. Ons rond dus ondertoe af. En daar het jy dit, ons finale afgeronde antwoord. Eenvoudig, skoon en baie makliker om mee te werk. Kom ons probeer nou een waar ons boontoe moet afrond en ons gebruik somme weer ons ou onpraktiese vriend pi. Die doel hier is 4 desimale plekke. Weereens, ons plaas die merker na die 4de desimale plek. Die beslissende syfer, die een wat die besluit maak, is in hierdie geval 'n 9. Aangesien 9 duidelik 5 of meer is, moet ons die syfer voor die streep, die 5, boontoe afrond. Die 5 word dus 'n 6. En daar is ons antwoord 3,1416. Goed, nou vir 'n meer interessante geval. Wat gebeur as die syfer wat jy moet afrond self 'n 9 is? Dit vra vir 'n klein ekstra stappie, maar dis glad nie moeilik nie. Soos altyd, ons merk ons plek na die 3de desimaal. Die beslissende syfer is 'n 7 en dit beteken ons moet daai 9 boontoe afrond. Nou 'n 9 kan nie net 'n 10 word in daardie plekkie nie. Wat hier gebeur is die 9 word 'n 0 en ons dra die 1 oor na die syfer links van hom. Die 8 word dus 'n 9. Die belangrikste ding om hier te onthou is om nie daardie finale 0 weg te gooi nie. Dis deel van die antwoord. So, dis 2,790, nie net 2,79 nie. So, hoekom is dit alles so belangrik? Kom ons kyk gou hoe hierdie vaardigheid buite die wiskundeklas werk. Dink aan hierdie praktiese probleem uit die handboek. Dis 'n alledaagse situasie, reg? Jy deel die totale koste, maar wat kry jy op jou sakrekenaar? En hierdie voorbeeld wys perfek hoekom afronding so noodsaaklik is. Jy kry hierdie lang, onmoontlike desimale getal. Omdat ons geldenheid nie breuke van 'n sent gebruik nie, moet jy afrond na 2 desimale plekke om 'n sinvolle prys te kry wat in die regte wêreld bestaan.
En ons sluit af met hierdie wonderlike aanhaling uit ons bronmateriaal. Dis 'n baie belangrike herinnering. Wiskundevaardighede, soos afronding, is nie iets waarmee jy gebore word nie. Dis 'n vaardigheid wat enige iemand met 'n bietjie oefening kan bemeester. Dit los ons met een laaste gedagte. Of jy nou die tyd skat, pryse in 'n winkel vergelyk of 'n resep se bestanddele aanpas, jy gebruik hierdie vaardigheid die hele tyd. Probeer bietjie oplet waar dit volgende in jou dag opduik.